terwyl jy die plek soek. As jy so ry môre, Dinsdag in die dorp, so terwyl jy ry, bid sommer daai gebed, Here, daar waar ek ons voete sit, daar waar my kar se wiele gaan, ons bid in die naam van Jesus, ons seën die omgewing, en in die geesteswêreld dra ons die dorp en die land en almal in ons op. So ja, so terwyl jy besig is, doen dit sommer so. Ons gaan 'n lekker lang stukkie lees vanmôre, moenie worry nie, ons gaan nie 3 ure besig wees nie. Dis 'n klomp verse, maar dis so 'n eenheid. Dis 'n eenheid, so lees saam met my. Ons is hier in hoofstuk 10 vers 1. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius. Hy was 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment gewees. Hy was 'n godsdienstige en 'n godvreesende mens. Hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen vir die armes onder die Joodse volk en hy het ook hulle gehelp en hy het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3 uur het hy in 'n gesig duidelike engel van God na hom toe sien kom wat na hom roep, Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy's tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Cornelius 2 van sy huisbedienings en een van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat geroep en hy het hulle alles vertel en hy het hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag, so teen 12 uur die middag, toe hulle op hulle reis al naby aan die dorp aan Joppe was, het Petrus opgegaan na die dakstoep toe van sy huis om daar te bid. Hy het honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in 'n geesvervoering gegaan. Hy het die engel of die hemel oop gesien en hy het iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word sien afkom grond toe. Daarin was al die 4-voetige kruipende diere van die aarde en ook van die wilde voëls gewees. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê toe, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor toe die stem weer, die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog so gewonder het oor die betekenis van hierdie gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Cornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon. Hulle doen toe navraag oor Simon, wat ook Petrus genoem word, en of hy daar tuis is. Terwyl Petrus nog so nadink oor die gesig, sê die Heilige Gees vir hom, daar's 3 mans by jou deur wat jou soek. Kom, gaan na onder toe, en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle na jou toe gestuur. Petrus het onder toe gegaan, en hy het vir die mans gesê, hier is ek, dis my wat julle soek. Waarom is julle hier? Hulle antwoord hom toe, kaptein Cornelius, 'n opregte en 'n godvreesende man, vir wie die hele Joodse volk hoë agting het 'n openbaring deur 'n heilige engel gekry, en hy gekry dat hy u na sy huis toe moet laat haal, om te hoor wat u te sê het. Petrus nooi hom toe in, en hy gee vir hom huisvesting. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan. 'n Dag later het hulle in Caesarea aangekom. Cornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en hy het eerbiedig voor hom gekniel. Maar Petrus het hom laat opstaan en gesê, staan op, ek is self ook maar net 'n mens, net soos jy. Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binne, waar hy baie mense bymekaar aantref. En hy sê vir hulle, julle weet, dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys, dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om tee te skribbel
het ek gekom toe julle my laat haal het. Sê nou vir my, waarom het julle my laat haal? Cornelis antwoord, 4 dae gelede, so teen 3 die middag, was ek in my huis besig om te bid, en toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my. Hy sê vir my, Cornelius, God het jou gebed verhoor en hy het gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon, wat ook Petrus genoem word, daar haal. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier, wat daar by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Toe Petrus aan die woord gekom het, het hy gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenis dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf het, dat hy hom met krag toegerus het, hy het rondgegaan, hy het oral goeie werke gedoen, en almal gesond gemaak wat in die mag van duiwels was, want God was by hom gewees. En ons is getuies van alles wat hy in hierdie Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die 3de dag uit die dood uit opgewek en hy het hom laat verskyn. Nie net aan die hele volk nie, maar aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet het en ook saam met hom gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor die lewendes en die dooies. Van hom getuig al die profete dat elke liewe een wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam sal ontvang. Terwyl Petrus nog so praat, het die Heilige Gees op almal daar gekom wat na hierdie woord van hom geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongehoorde tale en klanke gebruik en vir God prys, was hulle verbaas dat die Heilige Gees as 'n gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê toe vir hulle, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan ons dan nou verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus gedoop moet word, en daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae daar by hulle te bly. Is nou 'n lang gedeelte, en ons gaan vanmôre 'n bietjie by hierdie gedeelte stil staan. So, ek gaan begin met so 'n gedagte, en ek wil sommer jou terugvat na jou kinderdae toe. En ek wil vir jou vra vanmôre, wie van julle as kinders het inkleerboeke gehad? Julle kan ons onthou in daai tyd, né? Ja, almal van ons, party van julle het al vergeet daarvan, maar kinders het gewoonlik 'n inkleerboek, né? Nou, wat is die eerste reël wanneer 'n mens 'n inkleerboek vir jou kinders gee of jy 'n inkleerboek gekry het? Die eerste reël was, moenie buite die lyne inkleer nie. Julle wat nou juffrouens, as ek sien na juffrou lag sommer, sy weet, dis wat sy kinders jare geleer het, né? Kan julle onthou, jy het jou vinger mos so gehou en jy so teen hom ingekleer. Ja, ons word van kleins af geleer dat daar lyne is, né? En so leer ons ook oor mense. Hierdie mense, daai mense, hulle behoort nie, hulle pas in, hulle pas nie in nie. Toe ek op skool was, onthou ek 'n dag toe ons met waterverf geverf het. Langs my het 'n meisie gesit. En sy het oralster geverf, links en regs. En terwyl sy so geverf het, het ek so by myself gesit en dink, sy gaan in die moeilikheid kom. Sy gaan seker vandag swak punte kry vir hierdie werk. Toe kom die kunsonderwyser na haar toe, en ek het so gesit en wag vir die woorde. Ek het gedink dat hy haar gaan reghelp. En toe sê hy die volgende woorde vir haar, dis ongelooflik. Jy sien iets wat die res van ons nie raak sien nie. Daar's 'n verskil, sê hy, tussen inkleer en kuns.
kunstenaar, sê hy, sien moontlikhede raak. Nou, ek weet nie wie van julle ken vir Banksy nie. As julle 'n bietjie gaan Google en julle gaan YouTube video's soek en julle tik in Banksy, Banksa, dan gaan jy uitkom by die wêreld se bekendste straatkunstenaar. Gaan kyk 'n bietjie na sy kunswerke. Hy skilder en verf teen mure in die dorpe waar hy is. Hy vra nie toestemming nie. Hy kies altyd die mure wat niemand sou verwag hy iewester 'n kunswerk op hy muur gaan doen nie. Hy verras mense. Hy laat mense anderster kyk na die wêreld deur sy kunswerke. Gaan Google hom so 'n bietjie en gaan kyk sommer 'n bietjie wat hy doen. As ek en jy teken, en ek gee vandag vir jou daai prentjie om in te kleur, dan gaan ons waarskynlik dieselfde ding doen. Ons gaan dit doen. Ons gaan binne die lyne inkleur en ons gaan verskriklik mooi probeer om binne die lyne te bly. Maar dis ook oukei om buite die lyne in te kleur. As jy na daai kunswerk kyk en jy kyk na daai skilder en jy sien hoe daai skilder die lyne gebruik as 'n riglyn, maar hoe daai kunswerk eintlik half groei en eintlik bo die lyne plaasvind, dan laat dit 'n mens vanmôre so bietjie aan iets anderster dink. Handelinge 10 wat ons vanmôre lees, gebeur waarskynlik so tussen 7 en 10 jaar nadat die Heilige Gees daar in die bofortrek uitgestort is. En die kerk, die vroeë kerk in daardie 7-10 jaar het gedink dat hulle presies weet hoe God werk. Totdat God, die groot kunstenaar, die kwas, die verfkwas, in sy hande geneem het. En toe het God nie binne die lyne gebly van die mens, van die vroeë kerk nie. Ek wil hê jy moet net vir so 'n oombliekie dink aan hierdie waarheid waarmee ons vanmôre besig is. Aan hierdie inleiding. Dink sommer net 'n bietjie oor die verf en die verf in die lyne. En dit is so belangrik vanmôre om dit te verstaan, want Handelinge 10 gaan presies oor hierdie ingrypende gebeurtenis wat in die geskiedenis van die kerk plaasgevind het. God verf nie binne die lyne wat die kerk gedink het van daardie tyd die enigste lyne is nie. In Handelinge 10 lees ons hiervan. En dit is baie belangrik, ek weet nie of jy kan onthou, daar was 'n tyd waar daar nie selfone was nie. Kan julle dit onthou? Daar was 'n tyd gewees wanneer daar nie tegnologie was nie. Kan julle onthou dat daar 'n tyd was wanneer of toe daar nie e-posse was nie? Kan julle nog daai modem onthou wat ons gehad het wat so snaakse geluid gemaak het? As hy aangegaan het, het hy mos so 'n kenmerkende geluid gemaak. En dan het jy 'n e-pos afgelaai so 1 en 3 dae. Okay, dit is 'n stadige proses gewees. Weet julle wat is snaaks van die mense? Dis ingrypende goed wat gebeur het, wat ons lewens radikaal verander het, vir altyd. Die wêreld was daarna nooit weer dieselfde nie. Maar daai ingrypende geleentheid of gebeurtenis raak so deel van ons lewens en ons raak so gewoond daaraan dat dit nie meer hierdie buitengewone ding is wat gebeur het nie. So daarom vat ek en jy vandag 'n selfoon asof hy altyd daar was. Ons dink nie altyd aan die tyd toe daar nie een was nie. Handelinge 10 is so 'n tipe selfoondag. Dis so 'n tipe dag in die geskiedenis van die kerk toe daar iets gebeur het wat 'n ingrypende verandering plaas laat vind het. Ek en jy lees dit vandag. Maar die impak van dit wat in Handelinge 10 gebeur het, daaraan het ons gewoond geraak. Of ons het dit dalk nog nooit besef nie, of dit het dalk in ons lewens al koud geword of afgewater geraak. En daarom wil ek jou nooi om vanmôre sommer net so saam met my na Handelinge 10 toe te gaan, so asof dit die eerste keer is wat jy dit ooit in jou lewe lees. Asof dit nou so 7-10 jaar na die uitstorting van die Heilige Gees in die bo vertrek is. En om die impak hiervan te verstaan,
moet ek vir jou net vinnig verduidelik, hoe het dit in daai tyd gewerk? Onthou nou, hierdie ouens was Jode gewees. En hulle was die afstammelinge gewees van Abraham. Genesis 12, Genesis 17. Abraham, Isak en Jakob. En uit daai 12 seuns het 'n volk ontstaan en daai volk was die Israeliete gewees. En God het 'n baie spesifieke plan en 'n doel met die Jode gehad. En hy het vir hulle ook baie spesifieke goed gegee om te doen wat hulle mag doen en wat hulle nie mag doen nie. Maar God het nooit in sy gedagtes gedink dat die Jode iewester hierdie klomp goeders moet vat en dit so moet aantrek dat hulle begin dink het dat hulle die enigste volk is op die aarde, dat hulle die enigste lyn is waarbinne hierdie God, die skepper van die heelal, ingekleer en geverf het. Hulle het hulle gesien en beskou en dit was die waarheid gewees as die uitverkore volk van God. En God het 'n plan gehad met die Israeliete. God wou die Jode gebruik in 'n wêreld met 'n vele godendom, met verskillende volke, met spesifieke opdragte, wette en 'n lewenswyse om daardeur en deur hierdie volk en hulle manier van leef vir die wêreld daar buitekant 'n getuienis te wees. So die eerste manier hoe God eintlik vir 'n wêreld wou wys dat hy anders is en wie hy is deur hierdie volk. So hulle het morele wette gehad. Daar was sekere goed wat die Jode nie mag gedoen het nie. Hulle het sekere kulturele wette gehad. Hulle het sekere godsdienstige wette gehad. En dan het hulle ook sekere koswette gehad. En daardie koswette was vir hulle bitter belangrik geweest. Dis die sogenaamde kosher. Ek weet nie of julle al daarvan gehoor het nie. 'n Mens praat vandag en as iets nie lekker is nie, dan sê jy dis nie lekker kosher hierso in hierdie vertrek nie. Eintlik bedoel jy dis eintlik nie reg nie. Daar's iets verkeerd. So hulle het 'n bepaalde manier gehad oor hoe hulle mag eet, wat hulle mag eet en wat hulle nie mag eet nie. Hulle mag nie enige dier geëet het nie. Hulle mag net diere geëet het met gesplete hoewe of sekere voëls. Wanneer hulle suiwelprodukte en vleis of ander kos op die tafel gehad het, het hulle dit nie saam geëet nie. Hulle het dit verskillend geëet, verskillende borde, hulle het dit na mekaar geëet. So daar was 'n groot skeiding geweest tussen die Jood en die res van die wêreld. En daarom het 'n Jood nie gemeng met die res van die wêreld nie. Daar was sosiale skeiding geweest. Daar was geen assosiasie geweest met samekoms van heidene nie. En elke mens wat nie 'n Israeliet of 'n Jood was 'n heiden. So ons wat hier sit vandag is eintlik heidene, want ons is nie Jode nie. So wat was die heidene vir hierdie Joodse volk gewees? Die heiden is beskou as onrein. Jy's beskou as geestelik onrein. Jy's beskou as buite die verbond. Jy's 'n vreemdeling wat God se beloftes aanbetref. Daar was 'n baie belangrike hierdie kulturele oortuiging gewees dat die heidene is eintlik net daar as hout, as vuurmaakmiddels waarmee die helse vuur eintlik aan die gang gehou sou word. So die Jode sou by God gewees het en enige iemand anderster is eintlik net daar sodat dit die helse vuur in die gang kon hou. Daar was 'n muur van veroordeling tussen die Jood en die nie-Jood gewees. Jy sien dit vandag nog. Jy sien dit vandag nog in die Joodse kultuur. As jy vandag by Jode gaan kuier, is die kosher eet en die sekere mags en moenies vandag nog steeds deel van hulle lewe. So daai tekentjie, daai U in die sirkeltjie of die D, dit is die tekentjie wat sê hierdie kos is kosher. Hierdie kos is volgens die Joodse tradisie en volgens die Joodse koswette voorberei. Geen bloed nie, bloed moet alles uitgedrein word, so dis baie belangrik, jy sien dit vandag nog. So ek skets so 'n bietjie die agtergrond, daar was twee wêrelde, as jy in Handelinge 10 gaan lees, dan is daar twee belangrike persone in hierdie hele verhaal, en die een is Petrus, en die ander een is Kornelius. En hierdie twee, hulle verteenwoordig eintlik twee sienings. Hulle verteenwoordig 'n Joodse siening, en hulle verteenwoordig eintlik die heidene.
So as jy gaan kyk, sien jy Petrus, sy etnisiteit was 'n Jood gewees, Kornelius was 'n heiden, want hy was 'n Romein gewees. Petrus was 'n visser gewees, 'n apostel. As ons gaan lees hierso in hoofstuk 10 vers 1, dan kry ons te doen met Kornelius. En Kornelius was 'n kaptein gewees in die Romeinse weermag. Hy het 100 ouens onder hom gehad, waarvan hy die kaptein was. Hy was 'n Romeinse soldaat. Waar het Petrus homself bevind? As jy die teksgedeelte lees, dan sien ons Petrus het in Joppe gebly. Ons gaan nou vir jou 'n foto wys dat jy hom mooi kan posisioneer. En waar was Kornelius? Kornelius was in Caesarea gewees. Petrus se geestelike status, hy was wedergebore. Hy het vir Jesus ontdek. Hy was 'n kind van die Here. Hy het die bovertrek ervaring beleef. Hy's gevul met die Heilige Gees en hy's uitgestuur volgens Handelinge 1 vers 8 om 'n getuie vir God te wees. Maar onthou nou, in hierdie Jood en in hierdie Jood Christen se kop is daar een ding wat geleef het en dit is Jode wat nou vir Jesus Christus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker, gaan 'n ewigheid saam met God beleef. Net Jode wat vir Jesus aangeneem het, kan saam met God vir altyd leef. Jy kon wel op 'n ander manier, kon jy dalk deel geword het van hierdie God se genade, as jy in 'n ander volk was, as jy 'n heiden was, dan moes jy 'n proseliet geword het. En 'n proseliet beteken, jy moes jou onderwerp het aan al hierdie Joodse wette. Jy moes op die einde van die dag hierdie God, Jahwe, as jou God aanvaar het. En dan moes jy op die einde van die dag die besnydenis deurgewerk het en ondergaan het. En as jy dit nie gedoen het nie, dan kon jy nie beskou word as 'n geredde, wedergebore Christen Jood nie. Nou Kornelius, as jy die eerste paar verse lees, dan sien jy baie mooi daar, hy word beskryf as iemand, teen 3 uur het hy gebid, hy het met God gepraat, hy het gebid, hy het die armes gehelp, en hy word beskryf as 'n godvreesende ou. So Kornelius was iemand wat die God van Israel aanvaar het as die God, nie al die Griekse, Romeinse gode nie. Hy het waarskynlik die Ou Testament gelees, die geskrifte gelees. Hy het gebid, hy het goeie goed gedoen. Hy was goed vir die Jode. Maar hy het op die einde van die dag iets baie belangriks gekort. Kornelius was 'n goeie man, maar hy was nie goed genoeg gewees nie. Kornelius het iets nodig gehad, en dit was die evangelie. En wanneer God verf, en wanneer God die kunstenaar, die groot kunstenaar, die kwas optel, dan verf hy oor die lyne van die Joodse siening van hoe lyk 'n Joodse Christen, en wie kan Christene wees, en wie kan deel van God se koninkryk word. En hierdie teks is baie belangrik. God is hier besig in die agtergrond om hierdie siening van die Joodse Christen, wat nou al vir 7 jaar, 10 jaar na die uitstorting van die Heilige Gees in hulle koppe leef, waarmee hulle met die wêreld besig is, te skuif en te verander. So wat gebeur? In hierdie verhaal lees ons van 'n soeker. Ons lees van 'n sogenaamde Kornelius, wat iewester in Caesarea op die 9de uur, 3 uur die middag, bid, met God praat, en dan sien hy 'n visioen. En in hierdie visioen kom 'n engel na hom toe, en hierdie engel sê vir hom, hy moet 'n sekere Petrus in Joppe gaan besoek. En baie interessant, 'n paar kilometer suid van Caesarea is 'n ander man, 'n tradisionalis, 'n wedergebore kind van die Here, 'n geesvervulde Joodse Christen, besig om te gaan bid. En hy gaan sit op sy dak. En in daai tyd was dakke mos nou maar so gebou, en jy kon bo op die dak gaan sit het, en dit was verhewe gewees, en daar was waarskynlik 'n skadu net oor gewees, en dit was koel gewees, en Petrus gaan sit, en Petrus gaan doen sy gewone ding. Onthou nou, Petrus is gered, Petrus is vervul met die Gees,
Hy sê Joodse Christen, hy verf binne die lyne, dis hoe dit werk, dis hoe dit gaan, dis waarmee die kerk besig is. Tot op daai stadium is Jode, Christene en kinders van God. En dan ewe skielik, dan gebeur daar 'n interessante ding en jy moet God se fyn beplanning moet jy nie miskyk in hierdie verhaal nie. God is nie lukraak besig met die wêreld nie. God is nie sommer maar net toevallig nie. Dis nie maar kom sien kom sa nie. God is baie besig en dit is my so treffend terwyl hy eet of terwyl hy bid, is hulle besig om kos te maak. Nou, ek weet nie of jy dit al beleef het nie, as jy gebid het, of jy's besig om te bid, en iemand maak kos by die huis, of iemand braai, of jy ruik 'n reukie van 'n ontbyt wat van die bure afkom, waar gaan jou gedagtes heen? Nie by die gebed nie, kom ons los nou maar die heiligheid, jou gedagtes gaan waarheen? Dit gaan na daai reukie toe, né? Nou kyk hoe amazing is hierdie God. God is besig om 'n skildery wat die kerk van daai tyd al vir 7-10 jaar presies so verf, is hy besig om te sê, ek gaan oor julle lyne verf. Ek's besig om vir julle 'n belangrike ding te leer, 'n ingrypende ding. Dis asof hier 'n selfoon nou op die tafel gaan kom wat julle lewe gaan verander vir altyd. En terwyl hy so honger is en bid en lus is vir kos, gee God vir hom 'n visioen wat waaroor gaan, oor karre, of donkies, of oor die toekoms, oor kos. En ek het sommer net gedink, wanneer God met ons praat, moet ons sensitief wees julle met waarmee ons besig is. Want God praat baie keer met ons deur die goed waarmee ons besig is, en wat nou op ons tafel is, en waar ons onsself bevind. So ons moet ons ore sensitief instel vir die Heilige Gees. En dan kom Jesus, die Heilige Gees, God, en hy laat hierdie doek in sy gees afsak, met 'n klomp verskillende soorte diere in, reindiere, onreindiere, spul kos, terwyl hy honger is, en dan sê die Here vir hom, hierdie stem vir hom, Petrus, staan op en slag nou en eet. En nou is Petrus 'n kind van die Here, geesvervuld. Die Heilige Gees is met hom, saam met hom, op 'n missie om die wêreld vir God te wen. Sensitief. En hy sê, hierdie is 'n toets. Ek dink hierdie God sit vir my 'n toets op die tafel en ek moet nou reg antwoord. En die antwoord is, binne die lyne, vir hoeveel jaar al, ook as Christene, nee Here, nooit nie Here, ek het nog nooit in my lewe onrein diere geëet wat onheilig is nie, ek gaan ook nie vandag nie. En is dit nou maar nie 'n goeie refrein wat jy onthou van Petrus nie. Dis een van die woorde wat Petrus gereeld gebruik. Wanneer Jesus vir hom sê, ek gaan sterf, hulle gaan my vang, hulle gaan my doodmaak, dan sê hy, nee Here, dit sal nooit met jou gebeur nie, dan sê Jesus vir hom, Satan, gaan weg van my af. Wanneer Jesus voor hom sak en hy wil sy voete was, dan sê hy, nee Here, jy was nie my voete nie. Wanneer die Here hier vir hom sê, Petrus, staan op, slag en eet, dan getrou in Petrus sê, nee Here, ek gaan nie eet nie. Ek gaan nie eet nie. En Petrus dink, hy slaag die toets, maar dis nie 'n toets waarmee hy hier besig is nie. God wil hom nie probeer uitvang nie. God is besig om met Petrus te werk aan hierdie manier van verf en sien van die koninkryk van God. En dan gebeur daar 'n baie interessante ding, en dit moet jy nie miskyk nie, dit is 'n bietjie klein dalk vanmôre vir jou, maar God is besig. Julle, wanneer ons dink God slaap, is hy besig. In hierdie verhaal van 'n Kornelius, wat iewester in Caesarea 'n stem hoor, 'n engel sien van stuur mense na 'n sekere Simon toe in Joppe, sodat hy met jou kan kom praat oor 'n belangrike ding. Aan die ander kant, 'n Petrus wat op die dak sit en bid, 'n visioen sien oor kos, staan op en slag. Twee wêrelde wat op die oog af lyk of hulle met mekaar niks te doen het nie, is 100% in God se hande, en hy's besig om twee belangrike uiterstes by mekaar uit te bring, om twee belangrike mense op mekaar se pad te bring. En Petrus aan die een kant sê eers, nee Here, ek gaan nie, en dan die derde keer verdwyn hierdie visioen. Kornelius aan die ander kant, daarbo in Caesarea, antwoord, ja Here, wat wil jy hê moet ek doen?
stuur 'n paar mense na Petrus toe. Hy bly daarso by 'n ander Simon daar in Joppe. Hierdie twee goeters, sien julle hoe daai diagram vir ons wys, is in die agtergrond in God se hande besig om na 'n spesifieke punt toe te beweeg en God is op die punt om hierdie twee wêrelde bymekaar uit te bring. Terwyl Petrus nie 'n klou het van Kornelius nie en nie weet waarmee God in Kornelius se lewe besig is en Kornelius nie weet waarmee God in Petrus se lewe besig is nie, is hy besig om hierdie twee wêrelde bymekaar uit te bring. En is God besig om hier te begin verf oor die lyne en Petrus weet dit nog nie, maar gaan dit binnekort duidelik sien. En as ons verder kyk, dan besef ons, as ons na hierdie gebeurtenis kyk en ons sien wat hier met Petrus se visioen aan die gang is, dan is dit nie 'n ding wat gaan oor kos nie. Dis nie 'n visioen wat vir Petrus iets oor kos wil sê nie. Dis 'n visioen wat vir Petrus kom help om te verstaan dat dit eintlik hier gaan oor mense. Die simbool, hierdie kosher onrein kos, wys eintlik na Petrus se siening van wie's rein en wie's onrein wat mense aanbetref. Wie geëet en nie geëet mag word nie. Wie die evangelie van Jesus kan kry en ontvang en wie nie. Dit gaan eintlik hier oor 'n ou verbond en 'n nuwe verbond. En dan sien ons 'n baie belangrike ding wat gebeur. God bring hierdie twee wêrelde bymekaar. God stuur vir Petrus noord na Caesarea toe en hy stuur vir Kornelius suid na Joppe toe. En as jy nou die kaart so bietjie mooi gaan kyk, dan sien jy Joppe en Caesarea is albei hier in Israel, so aan die see se kant. En is omtrent so 40-50, party mense sê, as jy nou vandag met die GPS loop, dan gaan dit so 60 km wees tussen Joppe en Caesarea. En twee wêrelde julle is besig om by mekaar te kom van die noorde af en van die suide af, is twee groepe mense wat by mekaar kom en agter dit alles sit 'n God wat besig is om te verf en hy's besig om buite die lyne te verf wat hierdie mense altyd geglo het reg is. En dan gebeur so 'n groot interessante ding eintlik met Petrus se lewe. Weet julle, ons God, as hy besig is om met ons op reis te gaan en met ons te werk, dan doen hy dit op verskillende vlakke. Petrus se kop sê, ek eet nie hierdie kos nie, want dit is onrein. Ek het nog nooit in my lewe hierdie goed geëet nie. Petrus se kop sê, mense wat nie Jode is nie, mense wat nie Jode is en vir Jesus aangeneem het nie, is heidene, is verlore, is vuur vir die hel. God sê, Petrus, dis hoe jy verf. En dis hoe jy nou al vir 'n klomp jare verf. Maar ek's besig om jou kop te skuif. En wat gebeur? Petrus se kop het al klaar geskuif. Ek weet nie of hy dit besef het nie. Hy gaan bly in Joppe. Waar? By 'n sekere Simon wat 'n leerlooier is. Nou leerlooiers in daai tyd is beskou as onrein mense, want hulle het met dooie diere en bloed gewerk. So God is besig om hom te ontvries. Hy weet dit nog nie. Hy weet dit nog nie regtig self nie. En so is God ook met jou en my besig. Wanneer hy buite ons lyne wil begin verf, as ons lyne en ons boksie so rigied is en hy wil verandering bring, is God baie keer stelselmatig en baie delikaat en spesifiek besig op verskillende vlakke en terreine om met ons te werk. En dan kom daar 'n paar mense by sy voordeur aan, terwyl hy heeltemal de mekaar is en hy nie lekker verstaan oor wat sien hy nou en waaroor gaan hy nou en wat is aan die gebeur nie, dan kom daar mense by sy voordeur aan. En daardie mense kom van die noorde af, dis Romeine, dis volgens sy siening, volgens sy kop, is dit onrein mense, wat nie hou by die Joodse tradisie nie. Maar wat gebeur? Hy ontvang hulle. Hy ontvang hulle. Hy jaag hulle nie weg nie. Iets in sy gees laat toe dat hierdie mense by sy huis inkom. En die Bybel sê, hy het hulle ontvang en hy het hulle huisvesting gegee. En daai Griekse woord beteken, hy het hulle versorg. Hy het hulle nie daar iewers in 'n hoekie op die buitekamer se vloer of die graad se vloer laat slaap nie. Hy het heidene
mense wat die vuur is van die hel, het 'n huisvesting begin gee. En dan gebeur die volgende ding, hulle sê vir hom, ons leier Kornelius het 'n stem hoor praat, en hy het ons na jou toe gestuur, en jy moet saam met ons kom, na hom toe, na sy huis toe, sodat jy God se woord met hom kan deel. En dan gebeur die derde vlak van eintlik taboe hier in Petrus se lewe. Hy reis saam met onrein mense. Hy bly by 'n onrein mens, hy laat onrein mense in sy huis toe, hy versorg onrein mense. Nou word hy in die openbaar saam met hierdie mense van hierdie Romeinse soldaat gesien. En dan die toppunt gebeur wanneer hy by Kornelius se huis aankom. En wanneer hy daar by Kornelius se huis aankom, dan gaan hy in Kornelius se huis in. 'n Taboe vir 'n Jood. 'n Jood wat aan die kosherwette glo, wat vashou aan die Joodse wet, sê, ek sit nie my voet in 'n nie-Joodse huis nie. Dis onrein, hulle is heidene, hulle is die vuur vir die hel. En dan sê hy 'n interessante ding, julle weet dat 'n Jood nie in iemand anderster se huis mag ingaan nie. Maar God het vir my gewys, dat ek in hierdie huis moet ingaan. En dan gebeur daar 'n baie interessante ding. Dan sê Kornelius, toe hy dit sien, en Petrus stap in sy huis in, sak hy op sy knieë neer, en dan wil hy eintlik amper half vir Petrus aanbid. En dan sê Petrus dadelik vir hom, nee, staan op, Kornelius, moenie my aanbid nie, ek is 'n mens net soos jy. Daai is die beeld van Petrus in die basilika. En as jy mooi gaan kyk na daai beeld, dan stap daar duisende mense verby daai beeld, en as hulle daar kom, weet julle wat doen hulle? Hulle vryf aan daai Petrus beeld se voet. En so deur die jare het hulle al so aan daai voet gevryf, want hulle beskou hom as hierdie heilige, hierdie saint, dat daai voet van hom het al afgevryf. Daar is nie meer tone nie. So gaan mense kilometers ver om net by hierdie ou se voet te kom en aan hierdie besondere mense voete vryf en te sê, ek was by Petrus en ek het aan sy voet gevat. En hierdie selfe Petrus weet nie eens van hierdie beeld nie, sê vir Kornelius, staan op van die grond af, daar's een heilige en dis God, ek en jy is op dieselfde vlak. Moenie opstaan nie. En dan gebeur daar 'n epifanie, dis een van die groot mooi woorde wat sê 'n openbaring vind plaas. Petrus besef dat hierdie kos waarmee hy besig was, hierdie rein kos, hierdie onrein kos, as God vir hom sê, alles wat ek rein gemaak het, is rein, niks is onrein nie, besef hy, waarlik, nou sien ek, in hierdie huis van Kornelius, hierdie hele reis waarmee ek besig is, Kornelius wat na my toe gekom het, is baie meer as kos. Dit gaan oor iets groters. En dan besef hy in Handelinge 10 vers 34, ek sien nou waarlik in, dat God niemand uitsonder nie. Petrus beskou en sien vir hierdie oomblikke, die lyne waar volgens die Jode en die Joodse Christene ingekleer het, is besig om uitgebrei te word. God verf oor hierdie lyne, maar hy, elke nasie, wat vir Jesus aanvaar, wat hom dien en doen wat reg is, word kinders van God. God het geen gunstelinge nie. God is nie partydig nie. Daar's nie eksklusiwiteit meer nie. En besef julle watter groter kopskuif moet in Petrus se kop gebeur, in die kerk se kop gebeur. Wat vir 7 jaar gesê het, die Christene is Jode wat vir Jesus aangeneem het, en dis die enigste mense wat deel van God se volk kan wees. Dis vir wie ons die goeie nuus moet vertel. Die res is heidene. En dan kom sê God, nee Petrus, wat ek rein verklaar het, is rein. En sê Jesus self in Markus, as hulle wonder oor kos, dan sê hy, dis nie dit wat jy in jou mond insit, wat onrein maak nie. Dis nie dit nie. Paulus sê, as God 'n ding rein verklaar het, is daar niks onrein nie. So daarom mag jy vandag varkvleis eet. En daarom mag jy vandag 'n kreef eet, en mag jy prons eet, wat 'n kosher Jood nie mag eet nie.
As jy een of ander besluit geneem het om te sê, ek hou nie van varkvleis nie, of ek eet nie prons nie, dan is dit jou keuse. Maar ek en jy hoef nie meer vandag in 2026 hierdie kosher wette na te kom, omdat dit is wat 'n Christen is en hoe 'n Joodse Christen lyk nie. God skuif sy kop, hoor julle wat 'n groot skuif is in sy kop aan die gang. Ons is gewoond aan 'n selfoon. As ek vandag 'n selfoon optel, dan sê ek, so what? Gaan 'n bietjie terug na daai jaar toe jy die eerste een gehad het. Hier is God besig om 'n ingrypende ding te laat gebeur. En dan wanneer hy hier in Kornelius se huis is, dan kom al hierdie goed bymekaar. Kornelius sien 'n gesig. Petrus is op die dak in geestesvervoering. Hulle is albei besig met reise. Hulle kom na mekaar toe. Hulle kom by mekaar uit. Petrus is gehoorsaam aan hierdie geesstem wat sê, gaan Petrus, doen wat ek jou sê. Petrus gaan in hierdie huis in. En as hy daar in die huis inkom, dan besef hy waarom hy hier is. Dan is Petrus besig met 'n kopskuif. En dan besef hy, die goeie man Kornelius se goedheid alleen is nie goed genoeg nie. 'n Godvreesende mens wat bid en wat goed is vir die armes, op die oog af 'n groot Christen, is nie goed genoeg om in die hemel te kom nie. Petrus besef, Kornelius is nie 'n Jood nie, maar by God is daar geen onderskeid meer nie. In Jesus Christus het daar 'n nuwe verbond gekom. Is elke mens, van elke taal, van elke geslag, man, vrou, slaaf, vry, Jood, Griek, welkom in hierdie huis. En dan is daai gedeelte in vers 34 en verder, is die hoogtepunt van hierdie verhaal, wanneer Petrus kom en sy geloofstorie vertel. En wat doen hy dan? Wanneer hierdie twee wêrelde bymekaar kom, dan wat doen hy? Getuig hy van wie Jesus Christus is. Kornelius, goeie mense kom nie in die hemel nie. Goeie mense kom nie in die hemel nie. Jesus het nie gekom vir goeie mense nie. Jesus het gesterf aan die kruis vir sondaar mense, sodat ons deur Jesus Christus gered kan word. En dan vertel hy vir hom die evangelie. Hy vertel vir hom die geskiedenis, hy vertel vir hom iets van die lewe van Jesus, wat hy gedoen het en hoe hy geleef het. En dan kom hy by die kruis uit. En dit is so belangrik dat hy hierdie kruisverhaal vertel. Die kopskuif word in sy kop gemaak. Die Heilige Gees oortuig hom. Hy sit sy voete in 'n onrein, nie-Joodse huis. En hy gebruik die geleentheid om hierdie evangelie met hierdie persoon te deel, want hy besef dat elke tong, elke mens en elke volk en elke taal by God welkom is. En dan vertel hy hom van die opstanding. En dan kom hy by die aanbod uit. En as hy by die aanbod uitkom, dan sê hy, elke een, Kornelius, nie net meer Jode nie, maar elke een wat in Jesus glo, wat in hierdie kruis glo en in hierdie opstanding glo, sal die vergewing van sondes ontvang en sal vir ewig saam met God lewe. En daarom is dit so belangrik om hierdie ding waaraan ek en jy gewoond geraak het, of die teks wat ons vanmôre lees, en ons het al baie hierdeur gelees, om net vanmôre die impak hiervan te besef. Besef ons vanmôre, soos Petrus hier, dat daar by God geen grense is nie. Die lyne wat ek en jy trek, die lyne wat Petrus trek, die lyne wat die Jode getrek het, God kom verf oor dit. Beteken dit nou, en hier is belangrik om dit te onthou, beteken dit nou dat God verkeerd was? Beteken dit dat die Ou Testament met die wet, met hierdie reinigingswette, met hierdie seremoniële wette, met hierdie siening dat Israel, die Jode, 'n uitverkore volk was wat God gebruik het, was dit dan verkeerd en het God nou tot nuwe insig gekom? Nee. Dit was nodig vir 'n tyd gewees. Dit was nodig vir 'n tyd gewees. Hierdie eksklusiwiteit, hierdie wette was nodig sodat God deur hierdie volk vir 'n wêreld daar buite kon wys wat die alternatief is en wie die ware God is en dat daar 'n ander werklikheid is. Verbeel jou, kan jy onthou hoe jy jou kinders geleer fietsry?
Kan jy daai 2 wielietjies agter in die fiets onthou? Daai 2 wielietjies wat die fiets regop gehou het, wat gekeer het dat hulle val. Miskien het jou kind sommer net begin ry sonder wielietjies, maar daai wielietjies het 'n doel gehad. Daai wielietjies is nie gemaak om vir altyd aan daai fiets te bly nie. En so is hierdie tyd in die geskiedenis waar die Joodse volk die eksklusiewe volk was, waar die Joodse gebruike en die kosher wette en alles wat God vir hulle gegee het om te doen, reg was en nodig was, want dit was soos hierdie wielietjies aan hierdie fiets waarmee God besig was, met sy openbaring waarmee hy besig was. Dit was reg vir 'n tyd gewees, maar nie vir altyd nie. Nie vir altyd nie. So daarom doen ek en jy vandag nog steeds wat die Ou Testament van ons vra. En daarom lewe ons vandag nog steeds volgens die 10 gebooie. Maar as daar beslis goed in die Ou Testament wat ek en jy vandag nie meer hoef te doen nie, want dit is vervul in Jesus. Toe hy gekom het en gesterf het aan die kruis, het hy die wet volmaak gemaak en vervul. Daarom is dit belangrik om vandag te weet dat die vervulling in Jesus het 'n nuwe verbond gebring. En hoef ek en jy nie meer aan al hierdie goeders getrou te wees voordat ons 'n kind van God kan wees nie. Maar God het dit gebruik. Elke liewe dier wat geoffer moes word, elke liewe onskuldige dier wat se bloed moes vloei, oor en oor het God gebruik soos wielietjies, wat iewester hierdie volk gehelp het om iets te verstaan, dat Jesus op 'n dag sou sterf, die Messias, finaal vir mense, vir die wêreld, vir elke mens se sondes. Op 'n dag haal ek daai wielietjies van my kind se fiets af, en dan ry sy met haar fiets sonder daai wielietjies, want daai wielietjies het hulle doel gedien. En toe Jesus gesterf het aan die kruis, tetelestai, het hy die wet en die profete en alles vervul. En is hierdie regverdigmaking, soos Paulus sê, deur die wet en die onderhouding van die wet, om daardeur saligheid te kry, afgehaal, uitgedien. Gaan dit oor Jesus Christus en 'n verhouding met 'n lewende God, Jesus Christus. En dan gebeur daar 'n ongelooflike ding hier in die laaste verse van Handelinge. Gaan lees dit weer mooi, terwyl Petrus nog so met hulle praat en hulle hierdie woorde aanvaar. Wat beteken dit? Die heidene, Kornelius en die mense daar in die huis het tot wedergeboorte gekom. Hulle het vir Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker. In die volgende oomblik gebeur daar 'n heidense Pinksterdag. Soos wat dit 7, 8, 9, 10 jaar terug in Jerusalem 'n Joodse Pinkster in die boefretrek was. En hoekom gebeur hierdie snaakse ding? Die Bybel sê die Heilige Gees het op hulle gekom toe hulle na hierdie woord geluister het, en toe het die Joodse Christene wat saam met Petrus daar was, met hulle eie oë gesien hoe hierdie heidene wat nou Christene geword het, in vreemde tale begin praat. En dit was nodig gewees vir hulle. Dit was nodig vir hulle. God het geweet, hy gaan vir hierdie Joodse Christene hier iets moet laat gebeur, dat hulle met hulle eie oë kan sien, dat God, Jesus, nie net gekom het vir Jode nie, maar vir heidene en vir 'n wêreld. Onthou, wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan kom die Heilige Gees in jou. Maar wanneer hy op jou kom, en jy in 'n ander taal praat, of daar's krag, of die gawes van God, van die Heilige Gees word sigbaar, dan is dit iets wat uiterlik gesien kan word. En dit was nodig vir hierdie Joodse Christene om so 'n uiterlike manifestasie van die Heilige Gees op hierdie heidene te sien, sodat hulle kon glo dat God Jesus nie net gesterf het vir Jode nie, maar vir 'n wêreld, vir elke taal en elke volk en elke nasie. En wanneer die Heilige Gees dan so op hulle kom, dan is dit 'n bewys wat God sê. Petrus, sien jy hoe verf ek oor hierdie lyne? Ek het my Heilige Gees vir julle gegee, vir julle Jode wat Christene geword het. Maar hierdie heidene wat nou Christene geword het, kry dieselfde Gees. Daar's geen onderskeiding nie. Ek het geen grense nie. Ek verf dwars bo oor julle lyne van julle Joodse nasionaliteit. En dit is so ingrypend vir my en vir jou, en daarmee wil ek vanmôre nou die vliegtuig land, en wil ek nou by die einde kom. En wil ek nou vanmôre sê, so what? So what? Hierdie teks kom sê vir my en vir jou, paar duisend jaar na die uitstorting van die Heilige Gees. Daar's geen plek vir bevooroordeling, rasisme, partydigheid in die koninkryk van God nie.
Handelinge 10 is die bewys dat God se genade alle kulture, etniese groepe, historiese grense, maak nie saak wat oorskry nie. God kom verf dwars oor, bo oor my lyne en jou lyne. Beteken dit nou dat ons almal ewe skielik een volk moet wees, een kultuur moet wees? Nee, glad nie. Dit gaan oor geestelike waarhede hier. Die vraag is kies daar kort en nie. Die vraag is nie vanmôre, as jy Handelinge 10 mooi verstaan, wie is nie waardig nie en wie's waardig nie. Almal is. Almal is. Hier val die Heilige Gees op heidense Christene, soos wat hy op Joodse Christene geval het. En daardeur kom sê God, geen onderskeid. Die belofte is nou vir elke een wat in hom glo, sal die vergewing van sondes ontvang. Dis die radikaliteit van Handelinge 10. As jy teruggaan in hierdie tyd en jy leef jou in, was dit onbeskryflik om dit te kon hoor, dat God plek het in sy hart vir nie-Jode ook. En as ek en jy vandag na hierdie teks kyk en ons kom terug, dan is daar in my lewe en in jou lewe is daar Korneliusse. Daar's mense wat nie binne ons lyne inpas, soos wat ek en jy graag inkleer en verf nie. Soos wat ek die genade van God sien, soos wat ek die liefde van God sien, soos wat ek die hemel sien nie. Is daar mense of groepe wat jy onbewustelik as onrein of onwaardig vir die evangelie van Jesus sien? En dis wat hierdie teks vanmôre met my en jou doen, en dis hoe die teks ons konfronteer vanmôre. Is ons nie maar partykeer ook soos hierdie stoere, gevestigde Jode, geesvervuld, wedergebore kinders van die Here, maar so binne in ons grense in vasgeverf nie. Nou wie toe stuur die Heilige Gees jou vandag, wat buite jou tradisionele sirkel of jou gemaklike prentjie is? En jy is ook geestelik so gewoond om so mooi binne die lyne in te kleer, binne ons geestelike lyne, maar God kom sê vanmôre vir my en vir jou, ek verf partykeer oor jou lyne. As partykeer iemand wat ek in gedagte het, vir wie ek lief is, vir wie ek my lewe gegee het, wat buite jou lyne is. En soos wat ek met Petrus besig was, en soos wat ek met Petrus en sy gees en sy menswees besig was, soos ek vanmôre met jou besig, en soos ek met my besig, om ons grense te skuif, om nie te sê dat alles reg is nie, om nie ewe skielik te sê dat alles wat sonde is nie meer sonde is nie, maar om te sê dat die liefde van God en die evangelie van God ken geen lyne nie, ken geen perke nie. As God met sy genade en met sy liefde begin verf hy bo oor elke een van ons se lyne. So wie is Kornelius in jou lewe? En wie is Kornelius in my lewe? En ons het 'n passie in ons gemeente om in die volgende weke of wat, en maande wat voorlê, sommer jou te help om iewester jou geloofstorie te gaan sit en om te formuleer. En ek het vanmôre 10 boekies saamgebring, ek het so ietsie geskryf, as jy die behoefte het om iewester te gaan sit en te sê, soos Petrus hierso voor Kornelius, toe hy die geleentheid kry, sy geloofsreis kon deel, en jy wil dit graag doen, dan wil ek jou uitnooi om sommer so 'n boekie na die tyd te kom haal. Hierdie is nie hoe om iemand na Jesus toe te lei nie. Hierdie is 'n riglyn om jou te help om te gaan sit en jou geloofsreis saam met die Here kreatief, gestruktureerd binne 10 minute neer te pen, sodat as jy jou pad kruis met 'n Kornelius, of jy die geleentheid kry iewester in jou Caesarea, om te gesels oor die pad wat Jesus met jou geloop het, en dit te deel met iemand anderster. As ons praat oor getuig, en ons praat oor deel Jesus en jou pad saam met Jesus, soos Petrus dit met Kornelius gedeel het, dan kry ons koue rillings, ons raak benoud, ons dink is net vir sekere kerklikes, ek is nie toegerus nie, ek sal dit nooit kan doen nie, almal van ons kan dit doen. So ek wil jou uitnooi, ons doel is om vir jou te help om so 'n getuienis neer te skryf, en dan wil ons jou in ons ateljee opneem, en daarvan 'n videoetjie maak, en dan wil ons begin in ons gemeente om dit op Sondae te wys op die skerm, sodat ons met mekaar se stories sommer net bemoedig kan word,
En sommer kan hoor hoe God in jou lewe gewerk het en in my lewe gewerk het. Hoe hy in jou lewe gereis het en hoe hy op verskillende vlakke met jou besig gewees, sodat jy kan kom waar hy wil gehad het jy moet wees. En as jy kans sien daarvoor of lus is daarvoor en jy wil hê ons moet jou help daarmee, kom kry vanmôre sommer so 'n boekie na die tyd en dan kan ons jou help die volgende week of wat. Wie is in beheer van jou lewe? Is God maar net jou medevlieënier, die co-pilot saam met jou lewe? Of het jy die stuurwiel heeltemal vir hom gegee? Dit is wat met Petrus moes gebeur het. Hy moes hierdie stuurwiel vir God gee. Hy moes sy eie reëls prys gee en hy moes God se kapteinskap aanvaar. Hy moes sy prentjie soos wat hy inkleer, moes hy toelaat dat die kunstenaar die kwas vat en anders verf. Ek wil sommer vandag jou uitnooi. Petrus het op die einde van die dag ja gesê. En hy het opgestaan en hy het gegaan. En ek bid so dat jy ook vanmôre sommer net iets van die Here se stem sal hoor as hy met jou praat. As God vanmôre vir jou sê, ek verf nie binne jou lyne wanneer dit oor my genade gaan nie. Jou grense is nie my grense nie. Vir wie jy my liefde en genade gee en dink dit waardig is, ek verf behoort dit. Ek verf anders as jy. Die evangelie ken geen grense nie. Die genade van Jesus het geen grense nie. Maak nie saak of hy ou lyk soos jy dink hy moet lyk, of hy ryk soos jy dink hy moet ryk, of hy of sy maak soos wat jy maak nie, as dit by die evangelie kom, is daar geen grense nie. Geen grense nie. God beweeg. Wanneer God beweeg, val grense. God se genade is oral. Gaan hierdie vir julle stuur, is bietjie klein, sommer net die opsomming van vanmôre se preek. Wat het God met Petrus kom doen? God het Petrus se lyne verander in stippellyne. En dis my gebed vanmôre, dat jou eksklusiewe lyne, wat ek en jy dink, waarin God verf as dit oor sy genade en sy liefde gaan, dat dit sal stippellyne sal word. Dat jy jou sal oopstel vir die Gees se werk, soos wat hy met Petrus en Kornelius gewerk het. Hy het niemand afgewys nie. En die vraag waarmee jy moet huis toe gaan vanmôre, waar moet jy oor die lyne begin inkleer? Waar moet jy begin oor die lyne inkleer? Waar, Heilige Gees, wil U vir my aan die hand vat? Soos wat U met Petrus besig was, soos wat U met Kornelius besig was, om my lyne, stippellyne te maak, sodat ek daaroor kan begin verf. En weet julle wat, ek het nie tyd vanmôre nie, die moeilikste mense om meer te gesels oor Jesus, of oor jou geloofsreis, is baie keer ons eie familie, is mense wat naby aan ons is. So ek gaan vir jou 'n YouTube videoetjie stuur, sommer oor 'n paar ouens wat daaroor gesit en praat het. Wat maak jy, as jy graag oor hierdie lyne van jou familie wil verf, en daar's mense in jou familie, wat nog nie Jesus ken nie, of wat nog nie vir Jesus aangeneem het nie, en jy het 'n passie en 'n begeerte en 'n besorgdheid oor hulle, maar jy weet nie lekker hoe om te maak nie. Jy weet nie wat om te doen nie. Dis asof jy teen die muur vasloop. Daar's nie openheid nie. Wat maak? Daar's so 'n kort riglyntjie van 6 minute wat jy sommer kan volg in die weke wat voorlê. My gebed vanmôre vir ons is dat ons sal toelaat dat God ons denke sal vernuwe oor hierdie lyne wat ek en jy in ons hart en in ons koppe en ons lewens gestel het. Die koninkryk van God is vir almal. Daar's geen grense nie. Waar moet jy oor jou lyne begin inkleer? Here, as ons môre hierdie boodskap hoor, dan is dit vir ons bekend en ons het altyd hierdie prentjie van die doek en die dak en Petrus en die kos, maar dit gaan vanmôre baie dieper. Dit gaan vanmôre, Here, so diep soos wat my vooroordeele en my siening van U genade is. En daarom bid ek sommer, Heilige Gees, dat U met ons elkeen op reis sal wees. En dat U ons in die hand sal vat. Hier is ons, Here. Ons wil graag saam met U hierdie pad loop. Daar's sekere geleenthede, daar's sekere terreine, daar's sekere mense
vir wie dit vir my moeilik is. Vir my moeilik is om te sien dat U vir hulle ook kan lief wees. En dat U ook vir hulle gesterf het en genade het. En ek bid sommer net, Here, vir 'n verruiming van my perspektief en van my siening. En so bid ek vir jou en vir elkeen van ons. Here, Basileia gemeente, Koninkryksgemeente, wil 'n plek wees waar enige iemand wat hulle harte vir Jesus gee, mag inkom. En Here, ek bid so vandag, dat U met ons op hierdie pad sal loop. Dankie Here vir U genade. Ons kom sê vanmôre ook, ons is jammer, as ons baie keer iemand al afgeskryf het, wat ons gedink het buite U genade val. Help ons Here om weer te begin bid vir daai persoon vir wie ons dalk ophou bid het. Help ons Here om weer vriendelik te wees by die werk teenoor daardie persoon wat ons al afgeskryf het. Ag Here, help ons om weer 'n keer sommer maar net vriendelik te wees, geduldig te wees. En dankie Here dat ons vanmôre sommer net kan sê, as U my wil gebruik om my persoonlike geloofstorie met iemand anders te deel, hier's ek ook Here. Help my en gebruik my. Dankie vir vandag, dankie vir U woord. Amen. Ja, dis 'n harde boodskap, dis 'n diep boodskap. Dis 'n boodskap wat ingrypend is, so mag die Here sommer vir ons daardeur lei en op reis vat. Laat hom maar so insink in jou gees, gaan herkou aan hom en vertrou die Heilige Gees. Hy weet waar jy is en hy weet waar hy jou wil hê. En sê maar net, ja Here, hier's ek. Ek sal saam met jou die pad loop. Kom ons